Tradisie ontmoet entrepreneurskap met Reiki. Vandag hoor ons hoe erfenis en innovasie saam 'n unieke handelsmerk vorm. Hallo, ek is Maritjie Kleinhans, ek's van die Jongensfontein en vandag wil ek graag vir julle 'n bietjie meer van myself vertel. Krisis. Dis my skipkroppie. In 2013 is ek en Rudy Kleinhans getroud, voels van een se vere. In 2018 toe begin ek bietjie meer stook en ek raak ernstiger oor my stokperdjie en ek doen 'n kursus in Centurion. Daarna waag ek my hand aan kompetisies en daaruit het goeie dinge gevolg. Die droom het begin met 'n klein proelokaal en voor ek my oë kon uitvee, was daar 'n volwaardige distillery en 'n venue. Reiki is gebore uit passie, liefde vir die plaas en vir mense en die kuns van goeie witblits en mampoer. Goeie dinge vat tyd, nie ek of my man hou van skuld nie, so ons spaar en ons pak dan dinge aan. By ons word dinge met die hand gemaak, met trots gebou en met liefde gedeel. Mense besoek nie plekke nie, maar gevoelens, herinneringe en geur en dis wat ons bied. Die onderneming. Dis die tuiste van kampioen witblits en mampoer. Alles word op die ou tradisionele manier gedoen. Ons stook in ou koper ketels, ons gebruik geen gis of suiker nie. Dis organies. Die hoofdoel is vir my is om die geure te behou. As ek vir jou 'n mampoer gee, wil ek hê jy moet vir my kan sê, dis 'n nartjie, 'n kersie of wat ook al. Dieselfde met my witblits. Ek wil hê jy moet die druiwe ruik en jy moet dit kan proe en dit moet sag wees op die palet. So hierdie is vir my verskriklik belangrik. Dis hoekom ek ook geen kort paaie kies nie. En dis hoekom ek alles op 'n ou tradisionele manier doen. By ons gaan dit oor die Afrikaanse kultuur en oor samesyn. 'n Plek waar oud en jonk tuis voel. Die struikelblokke wat ek moes oorkom is vir 3 jaar, die proses het 3 jaar geneem om my lisensie, my distillery en my toeristefasiliteit goed te keer. Hierdie munisipaliteit is nie maklik om hier te werk nie en dit is verskriklik streng. So ja, opgee was nie 'n antwoord nie en vir 3 jaar het ek aanhou met beklei en ek kan nie die oomblik beskryf toe al hierdie dinge nou uiteindelik goedgekeur is en ek wettiglik daai botteltjie mag verkoop en 'n drankie verkoop nie. Dit was beslis iets om te vier. Die kwaliteit vrugte, seisonale vrugte, baie mense het 'n wanpersepsie oor die stook van witblits en mampoer. Kwaliteit vrugte, dis waar jou groot geheim lê. En om die regte vrugte met die regte suikerhoeveelhede te kry, dit is 'n mission. So die natuur speel 'n groot rol. So jy moet maar net altyd hoop en bid vir die beste. Hierdie goed is nie in jou hande nie. Die bydrae wat ons in die gemeenskap maak, ons stel die stookproses oop vir die gemeenskap om deel te wees daarvan, om te sien en te ervaar hoe werk distillasie. Ons bied feesvieringe, funksies en werkswinkels aan. Ons skep werksgeleenthede en verblyf vir ons werkers. Van hulle is al 'n 3de generasie op die plaas. Ons doen alles self. Ek is 'n beheervraat, julle het dit nou al gehoor. En geen mens is so mal soos ek om geen kortpaaie te kies nie. Maar ek voel dit is die behoud van my produk. So daar is kortpaaie, maar ek dink nie jy gaan nog so iemand kry nie. Alles word tradisioneel gedoen, baie oudtyds. As iemand ooit eendag my besoek, dis eintlik lagwekkend, maar ek geniet elke oomblik. Die enigste plek waar jy deel kan wees van alles, van die hele proses. Baie mense sal my vra, wanneer begin julle met druiwe? Dan sal ek sê, okay, volgende week, oom is meer as welkom om te kom. Hulle maak afsprake, hulle kom kyk wat doen ons met die druiwe. Oor 2-3 weke, dan kom loer hulle weer. Hoe lyk die fermentasies? Hoe ruik die fermentasies? Maar dit is ook iets om te beleef. So, my mense, ons interact baie met mekaar en dis mense wat altyd terugkom. Jy sien nie iemand net een keer nie en dis vir my ook baie lekker. Huidiglik gee ons vir meer as 50 mense inkomste. Ons is 'n toerisme aanloklikheid. Dit lei tot akkommodasie wat 'n inkomste herinvest in volhoubaarheid. Dit skep 'n kringloop waar besighede mekaar versterk en die gemeenskap floreer. Leierskap en span. My leierskap is eenvoudig. Spanwerk is ongelooflik belangrik. By Reiki bestaan daar nie 'n ek nie, dis ons. Ek is niks sonder my mense nie.
Ek is streng, ek is ongelooflik streng, maar ek het 'n verskriklike sagte hart. Ek verwag dissipline en standaarde. Ek het simpatie en empatie. Jy moet saam staan en saamwerk. Eerlikheid, wederwysige respek en vertroue is ongelooflik belangrik. Jy moet mense hê wat saam met jou wil werk en nie vir jou werk nie. Elke spanlid word gesien en waardeer. En kommunikasiekanale moet altyd oop wees. Die toekoms. My drome ken geen perke nie. Ons wil uitbrei, ons wil vensters vervang met deure, ons wil 'n dak aanbou om groter groepe en meer mense te akkommodeer. Ons wil die speelarea verskuif na tussen die swembad en die dek, dat mamma ook rustig kan sit, die kinders kan dophou en haarself ook kan geniet. So dit is huidiglik nommer 1 op ons lys om dit te kan doen. Saam met dit kom nog 'n droompie by. Ons sal baie graag 'n volwaardige restaurant wil hê en met unieke proeervarings met die Witblits in Mampoer. Ek streef na uitnemendheid, ek is altyd dankbaar, ek is ongelooflik nederig. My normale dag is die meeste mense se droom. Hierdie entrepreneursreis het my baie van myself geleer. Geloof deursettingsvermoë is meer werd as enige kwalifikasie. Jy hoef nie alles te weet om te begin nie. Byt vas, glo en moet nooit skaam wees oor waar jy vandaan kom nie. Wees nederig, luister. Wees trots op elke klein oorwinning. Jy het nie beheer oor alles nie, maar jy het beheer oor jou reaksies. Balans tussen werk en persoonlike lewe is bitter moeilik, maar ten minste moet jy net probeer. Vertrou jou hart, elke fout is 'n les. Sukses is ook vreugde, dankbaarheid, die mense wat saam met jou groei. Met geloof, harde werk, passie, deursettingsvermoë en 'n mooi hart, kan jy iets mooi uit niks bou. Wie het begin met Reiki? Jy het gepraat van jou skoonpa die betonfabriek gehad of die betongedeelte gehad en toe het julle die ander goed ook gehad of het jy begin met Reiki en dit net as 'n komponent saamgebring en dan ook as ek jou en jou man vandag van die plaas afvat of van julle omgewing afvat vir 2 maande, wie bestaan? Okay, Jongensfontein betonprodukte is absoluut my skoonma en skoonpa se baba gewees en hulle het dit begin. Ons het dit oorgeneem en soos ek sê binne 'n jaar kon ons die hele produksielyn alles draai. Na 2018, 2019 het die klein droom van Reiki begin, wat dan nou met ander woorde my droom was. My man moes maar inval. En as jy sal nie een van ons twee vir 2 maande met 'n bom wegkry daar nie, ongelukkig nie. Maar sê nou jy moet dit doen, dan weet ek nie. Okay. En hoeveel Mampoer bottels word vervaardig? Ek vermoed in jy kan enige tyd dit maak, ek dink of hoe werk jy? Jy het jou seisonale vrugte nodig. So as dit nou druiwetyd is, dan moet ek fokus op druiwe en ek moet druiwe aanry huis toe. Ek moes gesê kry by Lady Smith druiwe. Ja. So dan moet jy net sorg dat jy genoeg druiwe het, genoeg fermentasies, genoeg om te bottel. En die proses is hoe lank vat dit om een fermentasie, weer eens, dit hang af van jou suikergehalte. Goeie suikergehalte en dis wat jy wil hê, vat langer. So ek maak 1000 liter tenke, my fermentasies, en met goeie druiwe kan hy tot en met 'n maand fermenteer. En dan 4000 bottels moet ek, of raak die volume minder? Ja, 1000 liter tenkfermentasie gaan my 500 liter sap gee om te kan stook. Uit die 500 liter sap kan ek 100 liter ordentlike Witblits kry. Jy kry, hang af, kan jy 50 tot 100 liter minder goeie Witblits kry, wat ek dan nou sal hou, die minder goeie goed, hou ek en daai stook ek weer deur 'n meer moderne kalmstil om 'n neutrale alkohol te kry en van dit maak ek dan nou weer liqueurs. So dan laat ek nie mors nie. Het soos 'n wynplaas wat nou 1 keer 'n jaar sal oes, dan
jy kan ook net 1 keer per jaar stook, want jy kan nie druiwe kry in November as hy byvoorbeeld in Maart of April oes nie. Maar ek wil nou amper sê, daar's mos daarom redelik winter nie regtig baie nie, maar redelik gereeld sekere vrugte in seisoen. Of as jy dan Ja. meng jy dan haal jy die een uit en vervang dit met 'n Ja, ek wil amper perske sê of 'n- hier van November af tot en met April, Mei maand is jy nogals bietjie besig. En jou labeling, ek is mos maar 'n visuele mens, jy ken my. Ja. Is dit iets wat jy plaaslik doen? Want ek werk baie met wynkliënte, so ek kyk labels en kleure en Ja, hierdie is is nou dit ietsie wat julle inhuis of kry julle iemand Nee, in daar is Stilbaai? nou nog plaaslik O, gedoen. okay. Ons is nou nog nie daar nie. Okay, nee, ek het net gevra want dis die eerste wat ek opgelet het. Ek kyk maar altyd na enige produk omdat dit 'n redelike, as ek dink wat 'n bottel brandewyn byvoorbeeld kos, selfs as hierdie botteltjie en as ek die twee met langs mekaar sit en fisies die eienskappe opmeet. So ek dink julle kan teen vir dieselfde prys nie plaaslik kry wat dalk beter gaan vertoon. Ek het mos nou baie geleer. En ons het gister 'n bietjie gepraat Ja. oor die digitale footprint wat dit is daar. Ek wil nie sleg praat van iemand wat daar is nie, maar dit is nie wat dit moet wees nie. Nee, heeltemal korrek. Okay. Ons gaan nie uitbrei daarop. Ek weet jy wil nie, dis 'n touchy. Okay. Ek dink eintlik my vraag sal wees, wat doen jy anders in vakansieseisoen? So wanneer die mense dan daar is, hoe maak jy seker dat jy maksimum uit die vakansiegangers kry om weer half vir die volgende 3 maande of 4 maande? Ek ken nie antwoorde want ek het dit gesien voor ek nog haar ontmoet het. So ek weet sy doen iets, maar sy kan dit antwoord. Nee, dan moet ons nou alles doen wat ons kan doen. So ons doen shows en as jy vir my laas jaar gesê het maar ek moet hierdie jaar afval maak, dan doen ons 'n afvaldag. Dis baie erg in die seisoentyd, maar ek probeer vir hulle gee wat hulle vir my vra. En As jy langer ure oop, as jy Ja, waar jy ons is- gewoonlik ook nie op 'n Sondag nee, is nie, is jy ja, soos ons het baie funksies en dan is ons oop as ons nie 'n funksie het nie. Ons glad hier nie week oop nie. Vakansies is ons heeltyd oop dwarsdeur vanaf 14-15 Desember tot en met 10 Januarie. Dan ek bedoel dan moet jy dag en nag oopgemaak het. Jy werk. het 'n kindervriendelike plek gehad. Die klein plekkies hou nie want dit is 'n kusdorpie en jy hoor altyd van sê hierdie musikant kom af en dit is die plek waar hy optree op die tuinroete. So sy het half Jongensfontein op die map gesit deur haar venue te benut. Wat ek dink 'n goeie aspek en dis waar ek van hulle gehoor het. Ek het 'n poster gesien, dink dit was 'n Desember show of 'n Oktoberfest show in die plaaslike pizza winkel wat seker die besigste kosplek daar is. Ek het nou nie by jou pizza geëet, ekskuus, maar dis wat ek ook gesien het, so jy doen iets wat niemand anders in die dorp doen nie, al is dit 'n klein dorpie. Jy moet uit die boks uit dink, anders dan gaan dit nie werk nie. Kom ek vra en ek bedoel dis ongelooflik en ek dink dan doen jy die regte ding. Ek was al baie keer op vakansiedorpies. En dan dink ek hulle kan regtig baie meer geld maak as hulle doen. Hulle is nie Sondag oop nie. Hulle maak Saterdag vroeg toe. Jy weet jy kan waglyste hê van mense en ek weet as ons enige plek eintlik langs die kus gaan, moet jy bespreek. Jy hoop maar jy kry plek. En ek dink sou mense sê net maar baie meer aanlyn bemark, sal dit oor daai tye ook natuurlik weet toeneem, dan sal jy baie meer bemark, want dan bemark jy vir die vakansiegangers, dan bemark jy nie regtig vir jou eie mense nie. Jou sosiale media is vir jou teerpunt vir 'n of ander rede. En dit klink of jy nie daaroor wil praat nie. Nee, ons het 'n gesprek gehad daaroor, maar Ja, ek het net vanoggend besluit ek wil nie daaroor praat nie want dit laat my nou regtig sweet. Maar ons gaan nou daaroor praat. Wat gaan aan daar? Wat is jou storie? Nee. Kyk hier, ek weet niks daarvan nie. So as jy vir my iets gaan vertel, dan gaan ek jou glo. Ja. En soos ek sê nou luister ek net hoe gesels jy ander mense. Dit word heeltemal Het jy 'n plek vir meer voete? Ons het. Okay. So wat doen jy om meer voete te kry? Ons probeer maar altyd ietsie hou. Jy moet iets bied. En om daai mense daar te kry. Maar jy het Dit help sosiale nie- media mense wat jou gehelp het, reg? Ja, Wat nie hulle werk doen nie. nee, dis nie dat hulle nie reg so sy ondersteun plaaslik. ja. En plaaslike tariewe is nie soos 'n agency of 'n groter Ja. skaal besigheid nie. So hulle vra 'n X bedrag, maar dit wat jy betaal is wat jy terugkry. So die investment wat sy maak, Ja. wat ek nou afgelei van ons gesprek is, haar return gaan minimaal wees en dit is maar net generiese goed. Mense Ja. word nie getag nie, die event word nie promote, sy met Okay. nie die Texas
4 meter Ja, lank. net soos ek sê, die klein goedjies wat hy net soos En daar is die webwerf, Ja. dis die myn ding. So as jy Reiki soek, dan gaan al iets op en haar Instagram het dalk 4de, so die is die oues lekker nie. Die julle werk hard. Is dit 'n safe assumption om te maak? Is ek Ja, mag maar dis lekker. Dit klink nee, ek hoor dat jy sê julle werk baie hard. Nou, om seker te maak dat daai harde werk dat dit die moeite werd is vir almal. Is dit jou nommer 1 verantwoordelikheid om seker te maak dat daai plek propvol is. Want dit gaan almal se lewens makliker maak en dit gaan vir almal motiveer om harder te werk ook. En jy kan hulle vergoed vir die harde werk. Maar dit is die besigheidseienaar se grootste angs. At least vir my is dat almal wat saam met jou werk, as ek hulle nie kan vergoed vir die werk wat hulle doen, dan voel ek soos 'n complete. En ek bedoel daai gevoel wat jy kry om Exactly. So ek het tot die bewus tot die wat is die regte woord? Besefing. So ek het tot die besefing gekom dat dis my verantwoordelikheid om seker te maak dat daar altyd genoeg werk is vir die harde werk wat daar is, sodat ek hulle fairly kan compensate vir die werk. Nou met dit 'n gedagte, almal werk hard, daar is plek vir nog voete. Julle is obviously besig met mense te chat oor sosiale media en dit gaan nou nie soos jy wil hê dit moet gaan nie. Maar daar's niks in my opinie wat belangriker is om dit uit te figure in die volgende 3 tot 6 maande nie. Ja. Veral Desember. Jy Ek het eintlik net 'n maand, want as ek nie Desember my target maak nie, jy het letterlik 'n paar weke voor Desember. So dit is waar ek my tyd sou spandeer as ek jy is. Maar ek dink jy het baie uithou vermoë, maar jy onderskat jouself. Like ek dink jy is nie bewus oor hoe suksesvol jy kan wees nie. En ek dink dis nederig, dit is great, maar daar's baie keer 'n diminishing returns op nederigheid waar jy actually jouself onderskat. So dis beautiful om nederig te wees, maar moenie confidence verloor in wat jy kan bereik nie. En ek sal sê jy moet jouself check vir elke paar maande en as jy jouself vra, is jou doelwitte groot genoeg en op die einde van die dag doen jy alles wat jy kan doen om daai doelwitte te bereik. En ek dink in 'n mate doen jy, maar dis nie so complicated as wat jy dink dit is. Ek dink wat hy gesê skets met nederigheid ook, omdat jy nederig is die besigheid nie waar jy moet wees nie, maar omdat jy harder gaan werk, gaan jou nederigheid beter wees want jy gaan meer hê om te gee omdat jy besigheid beter doen. So jy skiet jouself al van die voet om ander mense te help, maar as jy jouself nie in die voet skiet nie, gaan jy meer hê om vir ander mense te gee. Maar ek bedoel, ek is ook 'n mens soos ek sit altyd eerste, maar ek weet ook waar my lyn te trek. So Dis die eerste ding van veral as jy 'n sagte hart het en as jy baie empatie het en jy het 'n baie sagte hart, raak besigheid bou baie moeilik, baie vinnig. Want jy wil almal help. Maar jy gaan op 'n punt kom waar jy agterkom jy moet jouself help. En ek bedoel nie van 'n selfsugtige punt waar ek moet die geld hê nie. Dis van ek moet die regte besluite maak al of mense nou daarvan hou of nie. Sodat die mense wat saam met my staan, sodat ek mooi na hulle kan kyk en kan slaap in die aand en weet everybody is taken care of. Direk na die voorlegging, eerste reaksies, eerste indrukke saam met die verlede jaar se wenner. En hoe was dit? Ek het daarom oorleef. Die begin was maar 'n bietjie raakie en bewerig. 0 trane. Doodseker daarvan. So dit het maar so begin, maar ek kan amper sê as daai presentation net klaar is, as hulle met jou praat, gaan dit beter. Ja, dan is dit 'n two-way. Yes, dit is baie beter. Hulle kon net gepraat het van die begin af. Ja, so nee, ek het daarom oorleef. En wat jy daar van na weg, wat is vir jou uitgestaan wat hulle gesê het? Baie. Dis 'n goeie ding. Ja, ek het baie oor te dink, regtig. En ek kan amper sê, jy dink altyd is alright om 'n goeie mens te wees, maar jy moet 'n bietjie jouself ook eers stel. Maar dit is iets wat ek verskriklik sukkel. En ek bedoel, hulle kon dit ook dadelik optel. So dit was nogal vir my soos 'n eye-opener. En ek kan verstaan hoekom party mense dit 2 keer en 3 keer doen. Ek kon dit nie verstaan nie, want ek wil amper sê, soos half jy het nou nie gemaak nie, hoe doen jy dit weer? Maar ek verstaan, nou, regtig, hoekom mense dit doen. Nou, dan word die deur op jou toegemaak. Nee. Dit is nie so deur wat nou geoop gaan. Ja, en ek wil amper sê, ek sou nie gedink het, dat as jy nou verloor,
Flippin' hell, ek sê dit vir jou. Maar ek sou dit nie net vir jou gesê het. Dit is nie 'n manier nie. Jy stop en trane. Maar toe maar dan as ek dit ooit weer sal wil doen, dan gaan ek ook seker weer dat ek smaal, so ek weet. Maar ja, ek vraag presies soos jy nou voor, dink jy, yes, ek dit weer doen. Agter geslote deure word elke besluit onder die vergrootglas geplaas. Ja, ek dink ek like haar. Ek dink sy's 'n amazing human being. Ek dink net sy onderskat haarself en ek dink sy's in 'n posisie waar soos jy sê, like ek dink sy het ook amper te nederig op 'n punt waar sy haarself in die voet skiet en sy probeer te goed wees vir mense. In terme van haar pryse en die goeders is like ek sê nie jy moet 500% maak af van sy, maar jy moet meer strategies weet oor hoe jy goeders prys. En ek dink as sy dit daai objektief gaan begin reg doen, kan sy 'n goeie besigheid bou saam met die sosiale media aspek ook. Maar ek dink hierdie tipe besighede is veral as jy 'n perseel het, as jy begin daaraan so baie goed doen om dit wat die mense se behoeftes is aan te voldoen, maar jy maak op baie van daai goed nie geld en ek dink dit kan so maklik hier gebeur, weet jy begin 'n klomp klein projekkies en skielik is jou dag vol en jy's heeltyd besig. So ek dink jy word so vasgevang in besig wees dat dit is jou grootste vyand later. En omdat dit jou perseel is eintlik is amper so die padda in lou water en die water warmer en warmer en jy kom nie agter hoe hard jy werk nie. Want die dag gaan net aan en elke dag. So ek dink as hy 'n bietjie gaan terugstaan, regtig na die syfers kan kyk, dink sy moet 'n goeie oefening doen en gaan kyk wat die goed maak vir die meeste wins en daarop in zoom. Maar daai is een van die beste plekke in Stilbaai, ek weet nie al was nie. So dis 'n netjiese venue. As hulle hardstote bemark, gaan dit een van die beste plekke in Stilbaai wees. Maar dis wat ek nou sê, Dis untapped potential. Eintlik is hy 'n ongelooflike venue. Ja. En ja, deur die jare het dit ook nie so besig nie. Maar ons altyd vakansiegangers wat weer gaan. So ek dink hy sal self vestig as dit. Want so is dit al reeds mense weet net nie noodwendig genoeg nie. Ja. Ja, ek dink as hy ek het nie glad nie 'n probleem met klomp verskillende pilare nie. Maar haar pilare is nie aanvullend na mekaar toe nie. Dis wyd versprei. En die eenvoud wat sy gemaak het is om te sê, weet jy, watter besigheid is die sterkste aan 'n rytjie se sambreel? Toe sê sy die Beton Jongensfontein Beton Maatskappy. So vir my was dit 'n kwessie van ek dink haar karakter en haar persoonlikheid, dink ek as sy die regte advies kry en die regte guidance kry, kan sy 'n reuse sukses van dit maak. Maar op die stadium met sy is daar nie 'n maatskappy as sy nou man uittreë vir 2 maande nie. En so die stelsel is nie in plek nie en daar is 'n manier van waarop jy moet kyk en sê okay, ek het die grit, maar ek weet nie hoe nie. En dit is waar sy sit op hierdie stadium. 2 finaliste is klaar. In die volgende episode stap nog 'n sakereis die verhoog op.